Dus dit is 'n voorreg dat ons hier by Kragdag 'n baie unieke en spesiale landbouspore gaan saamstel, want dit is vir TLSA 'n manier van hoe ons graag die boodskap van landbou, toekoms, landbougerigtheid en landbou hoop uitdra. Ek is bevoorreg om vandag saam met Annette Stein hier te kan sit en ons gesels bietjie met haar. Sy is sopas aangestel as die adviseur vir die minister van Landbou John Steenhuisen. En ja, net ons moet jou rig sodat jy hom kan rig, nê? Want ons wil hê landbou moet leef, want ons almal weet as landbou leef, dan sal Suid-Afrika leef. Ja. En mense moet dit altyd besef, dis die belangrikste rolspelers in die land. Daai waardeketting van die produsent tot by die verbruiker moet in stand gehou word. So net baie dankie dat ons saam met mekaar hier kan wees. Ek wil graag vir jou sê, eerstens baie geluk en baie sterkte aan net, hoor. Baie dankie Benny. Ja, ek is baie opgewonde. Dit is vir my baie lekker om weer terug te wees saam met die boere. Ek het nie die politiek gemis nie, maar ek het wel die boere gemis. Dit is nie moeilik om daai stelling te maak nie. Ek dink enige mens kan maklik daarby uitkom, want die politiek het soveel rimpelinge, maar kom ons parkeer dit. Kom ons praat 'n bietjie boere. Hoe sien jy die pad vir landbou vorentoe? Want ek wil dit stel in die konteks van ons het nou 30 jaar gebuk gegaan onder 'n baie sterk, wil ek dit noem 'n ideologiese aanslag, wat nie altyd rasioneel was nie, wat nie altyd logies was nie. Dit wat 'n groot klomp implikasies gehad het, sekere toepassings wat gevolge gehad het, wat nie in belang van niemand was nie. Jy weet, nie eens vir die klein boere nie, vir groot boere nie, vir niemand nie. Ja. En ten spyte van dit het landbou presteer. En mense is trots en mense is dankbaar vir die boer van Suid-Afrika, maar hoe sien jy nou die pad vorentoe? Want hier is nou 'n nuwe geleentheid. Ja, Benny, baie dankie. Ja, ek is baie opgewonde oor ons pad. Ek het net nou met een van die ander boere hier gesels. Toe sê ek vir hulle, miskien ook is dit goed dat ons in 30 jaar nie 'n regering gehad het wat na ons gekyk het nie, soos wat hulle behoort te kyk nie, soos wat ander lande se regerings na hulle gekyk het nie, want die Suid-Afrikaner is uniek. Toe ons onsself hier kom vestig het, moes ons nuwe paaie begin, hè? En ek dink ons het nou weer daai geleentheid gehad. Ons Suid-Afrikaanse boere, dink ek, is ver voor die wêreld. Wat tegnologie aanbetref, wat boerderymetodes aanbetref, wat boer in 'n omgewing wat eintlik nie hulle goedgesind is nie. So, as ons met al daai kan gaan, dink net, hoe gaan dit gaan as ons 'n bietjie ondersteuning van die regering het. Nie wat geldelik altyd is nie, maar ten minste die pad of die omgewing vir ons daar te skep, wat al wat die boer moet doen is om te boer. Hy hoef nie om te gee oor ander probleme wat die politiek vir hom daar gestel het nie. Annette, weet jy, dis 'n belangrike ding wat jy daar sê, want ons het beleef die laaste klompie jare dat die departemente werk in silo's. Weet, en dan kom departement waterwese en dan handel en nywerheid en dan arbeid en dan veiligheid en so het elkeen van hulle bepaalde wetgewing op die tafel neergesit en dit het implikasies op die boer wat nie altyd uitvoerbaar is nie prakties is nie, in beste belang van niemand is nie. En dan sit jy skielik met hierdie magdom goed wat 'n boer moet verdiskonteer op sy tafel en hy wil eintlik net boer. En dit is vir ons 'n groot behoefte dat die departement van landbou moet eintlik 'n nodale punt wees. Enige wetgewing wat 'n boer raak, moet eintlik daar verbygaan hê. Ja, weet nie, dit is verseker so en ek dink eintlik ons is in 'n baie bevoorregte posisie met John wat ons landbouminister is, wat ook die leier is van 'n politieke party wat die tweede grootste party in die land is. Want hy het aansien onder die politieke ek wil amper sê die ANC en die ander regering, ander partye se mense wat nou in die regering sit. So, juis omdat ons so gesprek in al die ander departemente moet hê. John het reeds al 'n baie goeie verhouding met die ministers en die ander partye en almal die positiewe terugvoering wat ek van John af kry wanneer hulle kabinetsvergaderings gehad het, is regtig waar. Daar gaan nog steeds verskille wees. Ek dink nie ons moet onsself blind staar en dink alles gaan nou verander nie. Dit is nie so nie. Daar is nog steeds, elke party het sy eie ideologiese verskille. Dit gaan nie oornag wegraak nie en dit gaan 10-1 nooit wegraak nie. Solank ons net almal weet waantoe wil ons beweeg. En ek dink daai waantoe almal wil beweeg raak al hoe duideliker binne in die agglomerasie van verskillende partye. Weet jy net 'n ding wat ons in die verlede nou beleef het, wat vir ons baie geplaag was, die hele situasie van, en dit was grys, dit was nie klinkklaar die kant of daai kant nie, was hierdie hele konsep, is ons besig in 'n privaat
eiendomsreg en 'n vrye markomgewing, of was ons besig om na sosialisme, kommunisme te beweeg? En jy het eintlik so ietsie van daai sosialistiese, kommunistiese met so 'n bietjie van 'n Afrika klap. Beide het ons ervaar, maar reg deur die wêreld kan mens gaan kyk, is dit die plekke wat vir jou baie hartseer en armoede veroorsaak het, terwyl welvaart geskep word in daai privaat eiendomsreg beginsel. En ek hoop dat dit gaan baie sterker beslag kry vorentoe. Ja, dit is so, Benny, maar weet jy wat, ek het nou ook al in die verlede bietjie navorsing daaroor gedoen. Daar's baie lande in die wêreld waar mense nie eiendomsreg het nie. Wat jy nodig het, is dat jy sekerheid het dat jy hier kan gaan boer en vooruit gaan. Wat daai sekerheid behels vir my en vir jou is eiendomsreg. Nie noodwendig vir almal nie. So ek dink miskien selfs op dit, en dit is nou glad nog nie iets wat ons in 'n gesprek ingebring het nie, is dat ons net vir onsself moet sê, ons het 'n paar goed nodig. Ons moet kan volhoubaar boer, ons moet veiligheid hê, en ons moet weet ons kinders het 'n toekoms in ons land. Hoe ons die grondding hanteer, moet ons nog mooi met mekaar gaan uittrap. Daar is regtig waar ander lande in die wêreld, en ek dink nou, ek kan nou nie spesifiek onthou nie, maar ek dink selfs 'n plek soos Australië, dink ek het nie eiendomsreg nie. Ek mag verkeerd wees, en ek gaan nou baie mense kry wat vir my gaan skrou, Anet, jy's verkeerd, maar ek weet daar is. Nee, ek aanvaar so, maar ek moet dan sê dalk 'n 99 jaar huurpak of iets sê, met ander woorde, maar jy het 'n verskansing. Ja. Ek dink dit is belangrik dat 'n mens vir mekaar sê dat jy moet 'n meganisme daar stel waarbinne jy kan volhoubaar ook belê, want belegging is vir jou as entrepreneur nodig, ook in jou eie besigheid, om jou mededingendheid te behou. Verseker, dis belangrik. En ek dink op hierdie stadium het ons 'n grondwet en ons het 'n land waar wel privaat eiendomsreg gerespekteer word, gedeeltelik. Ek moet dit kwalifiseer, want jy sit nou met hierdie aanslag van onteiening sonder vergoeding en daai onsekerheid wat nie nodig is nie. Maar goed, dit is ons werklikheid nie. So, en ek dink daar moet bietjie stabiliteit kom, dat ons nie daaroor hoef te twyfel nie. Net ons sit met hierdie realiteit van die pad vorentoe, jy weet, en ons moet vir mekaar sê, wat is nodig om dan sukses te hê in landbou? Nou, sukses is winsgewende besighede. Nou sit ons in Suid-Afrika met regtig een van die tamaletjie situasies, en ek weet nie of iemand regtig 'n antwoord het nie. Maar ons het van TLSA se kant af vir die departement 'n jaar terug al gevra, kom ons hou 'n werkswinkel oor die realiteit van hierdie bestaansboere, kleinboere, noem hulle wat ons wil. Daar's baie benamings vir hulle, maar ons weet waarvan praat ons. En dit is nie 'n ratseoefening nie. Dit is 'n geval van mense wat werklik waar nie ekonomie van skaal het nie kan in die gang kom nie. Wat ons gaan kyk na, watse model kan ons kyk, watse meganismes kan ons daar stel om vir mense 'n toekoms te gee. Dit gaan dalk beteken dat mense moet besef, ek kan nie op hierdie 2 of 3 hektaar boer nie in hierdie omgewing nie, want ek het nie eens water nie, wat 'n groot krisis in ons land is. Maar ons moet bietjie gaan kyk na die posisionering van landbou, en dit is 'n gedagte van ons kant om te sê, ons moet wegkom van die wit-swart oefening. Ons moet eerder sê, Suid-Afrika het nie meer wit boere of swart boere nodig nie, hy het suksesvolle boere nodig, en dit sluit almal in. En dit is 'n uitdaging. Ek dink dit gaan een van die departement se grootste uitdagings wees, om daai stabiliteit ook by al die boere gevestig te kry. Hoe sien jy die pad rondom dit vorentoe? Ja, Benny, jy's baie waar, en weet jy, ek het nou ook al baie keer gedink, en ek weet daar's nou 'n saak ergens in Limpopo aan die gang, waar iemand nou van die klein boere wat daar met hulle beeste en skaap en 10 hoenders geboer het, en nou wil kom groot sitrus vestig. Nie almal wil boer nie. Baie mense wil bly. Baie mense wil net sy gehuggie en sy 10 beeste en sy 15 skape en sy hoenders en sy klein mielielandjie hê. En ek dink miskien is dit die plek om te begin. Wie wil boer en wie wil bly? Wie wil net daai sekerheid hê van hier is sy grond, hierso wil hy bly, en so het sy ouma en sy oupa grootjie gebly, en so wil ek ook bly. So ek dink miskien dit is 'n wegspringpunt. Want ons dink die departement van landbou se rol is om van almal 'n boer te maak. Almal wil nie boer nie. Ja. So ek sien myself nogal bietjie meer in daai rigting dink. Ek klassifiseer dan boere, mense wat wil net 'n stukkie grond hê, dit sluit enige ras in. Ek wil 'n stukkie grond hê, op daai stukkie grond wil ek sekerheid hê van ek kan daar bly, en ek wil miskien 'n tomaties en blaarslaai plant om vir myself of my huishouding koste verskaf. Maak dan vir hulle 'n plan. En dan gaan ons so vorentoe.
Die groot boere het net ek dink 'n paar ander goederes nodig. Hulle wil kyk na die markte vir uitvoer en invoer. Wat is die insetkoste? Is ons hawes reg? Is ons spoorweë reg? Daai tipe van so. Gaan kyk na hulle so. En ek dink as ons daar begin, want die verlede dink ek het opbou ons van almal boere maak. Die meeste mense is nie boere nie. Ja. Gaan kyk wie is boere en wie wil boer en werk met hulle 'n plan hê in die area waar hulle is. Ek is bietjie bang vir weer werkswinkels hou en in my paar jaar in die parlement het hulle die een werkswinkel na die volgende gehou en daar's niks wat suksesvol is nie. Ek dink ons het te veel beplan. Ek wil dadelik dit koppel aan een aspek en ek dink ons het oor 30 jaar heen 'n beleid van kaderontplooiing gehad. En dit het beteken die resultaat van dit was dat jy nie noodwendig kundigheid gehad het Ja. nie, maar jy het kundigheid verdryf. Ja. En nou sit jy daar met mense wat gearriveer het. Hy het 'n posisie, maar nie die verantwoordelikheid of die kundigheid of die toepassing nie. En daarom was implementering, jy so reg aan het 'n groot probleem. En Suid-Afrika betaal die prys, maar wat my plaas, hy gaan nog lank die prys betaal. En daar moet mens so gou as moontlik dit kundigheidsvlakke vereistes stel en kyk hoe gaan mense opgelei kry, reg kry dat ons die regte besluite geneem kan kry. Ek wil tog net dit sê dat ons moet werklik dit nastreef om landbou na die punt toe te vat waar ons, of jy daarvan hou of nie, jy word elke dag geëvalueer deur een meganisme en dis die markkragbeginsel. Seker. Maak jy wins. Ons moet dit so maak dat jy ten minste die beginsel neersit van daar's tog op 'n manier ekonomie van skaal en die geleentheid vir sukses en dit is winsgewendheid moet eintlik daar wees. Dit is die uitdaging dink ek ten opsigte van dit kan baie maklik 'n politieke speelbal word. En ons moet probeer kyk of ons in landbou dit 'n ekonomiese speelbal kan maak en mense moet dit verstaan. Verseker en Benny, ek dink ons kanse daarop was nog nooit so goed soos nou nie. Ja. Ek dink as mens geluister het laaste 2-3 toesprake van president Ramaphosa, het hy gesê die grootste uitdaging in Suid-Afrika is ons moet werk skep. So ek dink werklik waar landbou is die grootste rolspeler in daai werkskep geleentheid. Ons kan net werk skep as boere volhoubaar boer en as hulle wins maak. Ja. So ek dink outomaties gaan daai hele ding homself miskien uitspeel om te sê okay, dit is die geleenthede wat ons het in die landbou, maar dis ook wat ons in plek moet stel om seker te maak dat ons kan werk skep terwyl ons groei en terwyl ons almal intrek. So ek voel baie opgewonde daaroor Benny. Ek dink regtig waar as ons dalk net 'n bietjie rustig raak en net ons werk begin doen. Ek dink die voorbeeld wat nou gebeur het in die laaste week waar die minister 'n taakspan aangestel het uit kundige mense wat bestaan uit staatsveeartse, privaat veeartse, ander mense om te sê kom ons kyk na die back and close situasie. Julle rapporteer aan die minister. Die minister werk met die regering en ons vat net 'n bietjie daai wantroue en swak samewerking wat ons in die laaste paar jaar gehad het tussen die regering en ons landbouers. Dat ons van voor af, jy weet, met die regte goed begin. Net ek wil tog net so effens 'n klem verskywing gooi van wat jy nou gesê het. Dit is inderdaad so werkskepping gaan stabiliteit bring want werkloosheid in ons land is totaal onaanvaarbaar. Heeltemal. Maar ek wil hom 1 tree teruggee en ek wil amper die fokus plaas op ekonomiese groei. Weet jy, mense aanvaar dat enige politieke party, enige regering gaan uit die aard van die saak 'n bepaalde ideologiese beskouing het, hy het dit. Maar ons versigtiging van landbou se kant af is dat wanneer enige iemand 'n beleidsuitspraak maak of die proses aan die gang sit om uiteindelik by 'n wetgewing te kom of wat, gaan toets dit net eers wat gaan die markkragte daarmee maak. En as dit negatief inspel op ekonomiese groei dan is dit vir ons 'n groot rooi lig. En jy kan ekonomiese groei kry binne in baie ideologieë. So dit is vir ons die versigtiging. Kom ons groei ons ekonomie. Dit kan die kapasiteit groter maak, maar dan moet ons natuurlik ander goed aanspreek soos korrupsie, diefstal, onkundigheid. Weet so ons praat van 'n pakkie probleme nê. Dis 'n uitdaging om hierdie ANC 30 jaar omgedraai te kry. Dit gaan 'n tyd vat. Ja, nee Benny, ek stem met jou 100% saam. Dit gaan nie so maklik wees nie en ek dink ook daar gaan nog 'n bietjie van 'n teenstand kom. Mense het nou in die laaste maand agtergekom ons is daar om te werk, nie om salarisse te verdien nie. En dit alleen al klaar is 'n uitdaging. Ek het nou in die week van die amptenare gesê julle gaan moet gewoond raak aan ons manier van werk.
ek sal julle manier probeer verstaan en ek het dit al, jy weet, in die verlede baie daarmee te doen gehad, maar ons werk op 'n ander manier. So ons sal miskien ook net baie keer moet terugstaan en seker maak almal is saam met ons. Ja, dit is 'n uitdaging. Dit gaan 'n groot uitdaging wees en ek wil net terugkom na iets wat ons net nou gesê het, wat die verskillende departemente. Ek het hierdie week vir John gesê, gaan lees bietjie die grondwet. Die reg tot voedselheid en die reg tot gesonde grond is in ons grondwet ingeskryf. Daar staan niks van minerale, hulpbronne en allerlei ander goed nie. So ek gaan hom so bietjie meer adviseer as hy weer in die kabinet sit om te sê, meneer die president, hier is die grondwet. Kom ons praat bietjie oor landbou. Ons het 2 afdelings daarin wat baie sterk geskryf is. Weet jy, en 'n baie belangrike punt wat jy daar noem is, op die einde van die dag is die grondwet die onderliggende grondslagdokument waar volgens wetgewing ook moet aan voldoen. Ja. En dan sit jy byvoorbeeld in artikel 22 wat baie duidelik ook sê dat elkeen het die reg om in die ekonomie betrokke te raak. En dit het 2 kante van die munt weer. Anderswoorde, jy mag my nie verhinder of my belemmer wat ek wil doen nie, maar ek het ook 'n verantwoordelikheid om wel aktief betrokke te raak om by 'n resultaat uit te kom. En ek dink Suid-Afrika se inwoners moet besef dat ons het 'n verantwoordelikheid om, ek sê dis die kultuuropdrag, bewaak en bewerk, jy weet, hou vir die toekoms, gaan skep iets. Dit gebeur nie van self nie. En ek dink dit is 'n taak wat ons almal het om mense op te lei. Ek wil graag 'n groot sprong teruggee na ons skolastiese opleiding toe. Ons sit kinders uit die skole uit wat nie toegerus is om werklik waar in die omgewing te kan gaan betrokke raak nie. Want hulle verstaan nie die omgewing nie, hulle weet niks van ekonomie 101 nie, hulle besef nie verantwoordelikheidsaanvaarding nie. So ek dink daar's 'n baie groot taak vir die pad vorentoe. En net ek wil vir jou almal vra, wat's die belangrikste punte waarop jy gaan fokus? Nou ek wil vir jou vra, as mense dit sou sê, ek wil nou nie vir jou 5 vra nie, maar ek wil vir jou sê, wat sou jy sê nou? Want mense kan nie alles gelyk doen nie. Dis 'n proses, maar daar is goed wat gelyk gedoen kan word. En jy kan magsmenigvuldigers inbou. Ons van landboukant af kan help. Ons gaan insette gee. Ons kan help as daar bepaalde wetgewing konsepte is om ook te kyk en te sê, jong, daai is 'n rooi liggie. Moenie sê sal nie, maar sê kan, jy weet, byvoorbeeld. Maar wat sou jy sê is 3 goed wat jy dink nou regtig nodig is vir landbou vir Suid-Afrika se pad vorentoe? Jy weet nie, ons het al daaroor gesels tussen my en John. Die belangrikste ding vir my is, ons moet onthou, ons is nie die boere nie. Ons is die regering. En ek sluit onsself nou daarbey in, want ons is nou in die regering. Hy is die minister van landbou. Ja. So ons moet so vinnig as moontlik by ons boere uitvind, wat is die dinge wat julle keer om te boer? Wat het die departement en die regering in plek gestel wat julle keer om te boer? En wat val binne ons departement se raamwerk wat ons kan na kyk in die eerste plek, verander of wegvat of verbeter? En dit is ons werk. Ons moet die regering op so 'n plek kry dat dit 'n hulp is vir die boere, nie 'n teen ons werk nie. So daar is al reeds net in daai een sinnetjie 'n geweldige hoeveelheid goed. Ja. So ek dink daar gaan ons begin. Dis amper een ding, dis 'n breë pakkie van, daar's genoeg werk daar om ons 'n hele 2 jaar besig te hou. Ek wil amper vir jou vra in die verband dan net het julle 'n week tyd om net met LSA te kom praat en ons sal die hele tyd besig hou. Nee, ek wil vir jou sê dit is inderdaad so, hoor. Want as ons mooi gaan kyk in 'n demokrasie het die regering basies 2 take. Hy moet net veiligheid van die inwoners waarborg. Ongelukkig het ons dit nie nou beleef nie. En hy moet 'n omgewing skep waar die privaat sektor met vertroue graag wil besigheid doen, belê en aangaan. En hulle skep die werk, hulle skep die groei. Dis waar groei vandaan kom, suksesvolle besighede wat wins maak. En ons het dit nie gehad nie. Want ons het nou 'n tydperk gehad waar die regering groei aangekondig het en dan doen hy al die verkeerde goed. Ja. Jy weet, en dan werk nie so nie. Nee, ek luister nou weer ons president wat nou gister op Vrouedag gesê het, van nou af gaan 40% van alle werk wat nou moet gegee word of kontrakte wat uitgesit word moet vir vroue gegee word. Mens begin nie daar nie. Jy begin nie met daai aankondig nie. Jy begin by bemagtiging van vroue, jy kyk na opleiding van vroue, jy kyk maak dit moeilik vir vroue om deel te neem aan die ekonomie en jy verander daai goed. Ja, jy maak dit so dat enige iemand 'n keuse kan maak ingevolge artikel 22. Ek kan kies waar ek in die ekonomie wil betrokke wees. En dis dit. En dit sluit mans en vrouens in. Ja. Ons moet oppas op iets te verabsoluteer. Jy weet, dit gaan oor almal, dit gaan oor sukses. Nee, ons het 'n paar uitdagings, verseker. Ek dink die denkraamwerke, ook uit die verskillende kulturele beskouinge, is ook verskillend, nê. Ja, En verseker. dit gaan bepaald konflik bring. Ek wil dit stel dat binne in die
regering het jy regtig uiteenlopende botsende ideologiebeskouings, dit is so, hoe jy dit gaan belyn tot by 'n beleidsrigting, dit gaan bepaalde uitdagings verg, maar ten minste, julle het die geleentheid van beïnvloeding. En van ons kant af, as TLSA wil ek jou die versekering gee, dat ons as dit gaan oor landbou, want ons stap nou vir 20 jaar wat ek van kan getuig, stap ons die ekonomiese pad van landbou. En ons het elke keer dit net op die tafel gesit en dit was nie altyd gewild nie. Ons was baie keer verguis geweest. Ek het gesê, moenie vir my vra of ek saamstem met 'n plan of 'n wet of 'n ding nie. Gaan vra die markkragte of hy saamstem. Dis die toets. En ek dink dit moet ons uitdaging wees. Kom ons sit die regte goed neer en baie sterkte vir julle Anet. Ons hoop dat hier gaan iets konstruktiefs uitkom dat ons landbou in sy geheel op 'n gebalanseerde, dinamiese pad vorentoe kan vat vir diegene wat werklik die verantwoordelikheid aanvaar van wat dit verg om boer te wees. Want jy kan nie die bate en die waarde en wat ook al wil hê, maar jy aanvaar nie aanspreeklikheid nie. So daar's 'n ding wat uitgesorteer moet word en ek dink Suid-Afrika het 'n paadjie te stap. Verseker en Benny, baie dankie. Ek is seker ons gaan nog baie op ons boere se knoppie druk. Ek sê altyd vir mense, ons wat op 'n plaas groot geword het, is gewoond om as kinders met mekaar saam te speel, né? Verskillende rasse, ons leer mekaar se tale aan. Ek was baie sleg in daai opsig. Ons verstaan mekaar se kulture. So as ons as die landbou dit nie kan maak nie. Dis waar ons ook ons uitgangspunt van moet hê. Kom ons vat hande, kom ons werk saam. Ons werk met mekaar en ek het net nou gesê John het hierdie week so 'n mooi ding gehoor daar in die Vrystaat. Iemand het gesê ons steel boere. En hy's nou mal oor daai. Ek dink ons gaan hom hoor sê ons steel boere en dis waar ons wil intree. Ja. Nee, ons sê vir jou baie dankie Anet, baie sterkte ook vir die rol wat jy daar speel. En as jy nou altyd een of ander advies moet gaan gee en jy bel my net gou voor die tyd, dan weet jy wat om te sê, dan sal dit goed gaan met jou hoor. Ons gaan nie altyd die regte goed sê nie, Benny. Ons gaan mekaar baie keer misverstaan, maar ons het mos altyd 'n oop deur met mekaar. En dit moet so bly, nee, baie dankie, baie sterkte hoor. Baie dankie. Ja, baie dankie julle. Dit was dan 'n baie interessante en lekker gesprek met Anet Steyn, die adviseur van die minister vir landbou. En Anet, baie dankie van ons kant af. TLSA sê dankie en baie sterkte. Dit is vir ons 'n voorreg om met jou te kan skakel en ek wil van my kant af ook sê baie dankie vir jou, maar ook die minister se oop deur benadering om dan ook die boerekant heeltyd te kan luister. Baie dankie.